Here Jesus, U is ons koning, Here ons Heer, Zaligmaker, Verlosser. Here, U is waardig, meer as waardig om aanbid te word, Here, maar dit is tog wat ons kan gebruik om in U teenwoordigheid in te tree. Here, ek vra dat U verheerlik word vanaand. Here, ek vra dat dit soos 'n aanneemlike offer vir U sal wees, 'n soet reuk. Ons oë kyk na U, Here. Ons is hier vir U. Dankie, Here Jesus. Amen. Ek het oorweeg om te bid en te speel, maar toe besluit ek nu dat my vingers gaan te besig wees as ek so iets moet doen. Great, goeie naand aan elkeen van julle. Vir die wat my nie ken nie, ek is Erik, maar ek seker julle moet al ken. Daar's 'n paar gesigte wat ek nie altyd uit en uit ken nie. Ons was so 2 jaar weg. Iemand het nou die dag, ek dink dit was by besigheidsaal, waar kom jy vandaan? As ek soos, eintlik al hier vir 'n tydjie, maar ja, so ek verstaan vir 2 jaar, soos met die hoeveelheid mense wat inkom en ja, wat dinge mee beweeg, verstaan ek. Great, so vanaand gesels ek oor prys van gehoorsaamheid. En dubbelsinnig vir die prys wat jy betaal, maar ook die prys wat jy ontvang van gehoorsaam wees. Baie keer hoor ons oor count the cost, en as ons kruis moet opneem en ons lewe neer moet lê. En dis deel van dit. Ons gaan by dit uitkom, Lukas 9, maar ek wil inzoom in die mate van die prys, die beloning, maar ook wat is ons gedagtepatroon en wat moet dit wees? Waaraan moet ons vashou wanneer ons beweeg in gehoorsaamheid, en wat is dit eintlik maar werklik? Hoe moet dit lyk van ons elkeen? So great. Eerste, Hebreërs 5 vers 8 tot 9. So gehoorsaamheid gaan vir jou altyd voel soos 'n prys as hy nie in eerste plek is nie. As hy die een is wat vir jou vra om gehoorsaam te wees, maar hy's nie die ou wat in eerste plek is in jou lewe nie, gaan dit vir jou altyd voel soos iets wat jy moet betaal. Die voorbeeld wat ek gebruik het met toe ons hier voor gestaan het ook, wat skape wat in die veld staan, hoe goed dit gaan met skape, hang alles af van die herder. Skaap kan niks daaraan verder doen nie. Die herder is iemand wat hulle beskerm, die herder is iemand wat hulle na die weivelde toe vat, die herder is iemand wat hulle oppas, wat hulle absoluut, versorg. En net soveel wanneer ons beweeg uit 'n plek uit van ek weet beter, dan is ons die skapie wat weghardloop. Dan is ons die skapie wat besluit, ek dink hierdie weiveld gaan vir my groener wees, of ek gaan hardloop na hierdie area toe. En dis waarvoor ons moet pas op. Gehoorsaamheid gaan altyd voel asof dit jou kos. As die herder vir jou sê, kom ons moet gaan nou, skaap gaan nie noodwendig eers kyk, die weer, weet jy, maar hierdie grasie is nog lekker, en dan sit soos, nee, maar ek wil nog eet, dis cool, hier gaat ons. En daai konsep is wat ek wil dryf. So Jesus self ook gehoorsaamheid geleer, Hebreërs 5, 8 tot 9. En al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Daai gehoorsaamheid wat hy geleer het, is Engels sê experience of obedience. Voordat hy aarde toe gekom het, was daar nie oomblikke wat hy moes sy liggaam in 'n plek moes probeer kry of totaal en al beklei om gehoorsaam te wees, al is dit nie lekker nie. Hy was ten volle verheerlik. So vooraf was daar nie 'n experience wat hy gehad het oor hoe is dit om gehoorsaam te wees nie. Voorheen was dit nie vir hom daar nie. So dis iets wat hy moes geleer het deur die lyding, want tot die dood toe was hy gehoorsaam. Filippense 2 vers 8. Moet jy so te blaai nie, ek mention dit net. So maak hom hy is die perfekte bewerker van die ewige saligheid. Engels sê, en soos soms werk Engels my beter, wel nie beter nie, hy sit beter op die tong, the author of salvation. Was 'n sang wat ons baie kere sing. En self Jesus was op 'n plek waar hy moes loop
en leer wat is dit om gehoorsaam te wees? Hoe voel dit om soms 'n prys te kos? Here, laat hierdie beker my verbygaan, maar nog steeds U wil. Steeds gehoorsaam in die oomblik. Hoe moet ek hanteer? Wat is U wil? Waaraan ek wil gehoorsaam wees aan U? Lei my. Ek wil soontoe gaan. Pas op dat wanneer jy gehoorsaam moet wees, dat dit nie uit 'n plek uitkom van twee dinge. Een, of Jesus, kyk al die pryse wat ek moes betaal het om gehoorsaam te wees. Jesus, baie kere roem ons in die pryse wat ons al moes betaal om, ek weet nie, soms seker aan die een kant goed, soos ek's bly jy het die prys betaal en jy was bereid om die prys te betaal. Maar as ek moet dink in die konteks van 'n nuwe gelowige wat moet hoor oor ons geloof, wil ek veel eerder hê 'n mens moet roem in die genade wat hy vir mense het in plaas van die verdrukkinge wat jy ervaar het en die verdrukking en die oomblikke wat jy geloop het. So daar's 'n verskil. Engels praat van 'n rejoice en 'n boast. Nou sal ons gaan uitkom. So roem in sy genade, 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek 'n welbehae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Daai boast, daai roem is die boast ene. Daar's twee. Boast and rejoice. Daai een is die boast een. Roem in die Here wat genade het. Roem in die Here se sterkte, nie jou eie nie, nie in die pryse wat jy moes betaal het nie. Die ander een hardloop ek vinnig na toe. Romeine 5 vers 3 tot 4. Bou wat 'n gemaklike plek nie kan nie. Romeine 5 vers 3 tot 4. En hierdie is die rejoice. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Dis een wat ek wil hê ons moet voorpas op. Gaan nou sien hoekom. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. Groot verskil. Die een maak staat op die Here se genade. Ek roem in sy genade wat vir my is, en die ander een roem in die verdrukking, maar daai roem is ek rejoice, self wanneer ek besig is met verdrukking, self wanneer ek besig is met moeilike oomblikke. Weereens gooi dit jou terug. Ek maak weer staat op hom. Ek maak weer staat op sy genade, ek maak weer staat op sy hand in my lewe, in dit wat ek doen. So pas op dat ons nie boast, roem in wanneer dit sleg gaan met ons. Ons het baie keer 'n geneigtheid om sodra dit sleg gaan, dan verkondig ons, "Jesus, my oorwinning kom," en dis 'n goeie ding. Maar ek dink baie kere fokus ons so kliphard op die verdrukking dat wanneer die oorwinning eintlik kom, is dit eintlik maar so klein, of dit voel vir ons klein, want ons het soveel meer gekyk na hierdie in plaas van na die Here gekyk en hoe gaan U dit vir my deurbring? Hoe gaan U genade my en my swak oomblikke versterk? Om staat te maak op dit wat hy doen. So as jy gaan roem in sy genade, sien ek hoe karakter verbeter, hoe jou manier van doen heeltemal verander. Ek stuur 'n video vandag vir Lisa, daar's so 'n ou wat nog baie keer hy sit of by die petrolstasie en hy maak of hy blind is of so dit klink nou vreemd, maar dan wag hy vir 'n persoon wat uitreik na hom toe, net een. En dan van daar af beloon hy hulle weer daarna. So sommige ouens gee $2, ander ouens 15 en dan is hulle soos ek het net 25 in my sak, maar hier's vir jou petrol. Baie keer wat hulle doen. En dan gee hy vir hulle $1000 in hulle geval. Gee vir hulle. Nou is een geval waar hy het 'n koek op sy skoot gehad. Dit was sy verjaarsdag. Hy's blind. So hy vra vir die ouetjie, dis bietjie vreemd, maar hy vra vir hom of hy vir hom kersse kan koop en as hy die kersse vir hom koop of hy hom tog kan sing want hy's alleen. En dat iemand net saam met hom kan celebrate. Ek moet sê well done vir die ou wat voor soos die ingang van 'n winkelsentrum besluit ek alleen sing vir jou happy birthday to you. En hy's nog Spaans. So sy Engels is ook nie goed nie. Dit was 'n moeilike situasie, maar sy reaksie is dit my absoluut gebou het. In die begin was hy nie uit en uit soos Jesus nice ouetjie.
maar daarna was daar net 'n totaal en al 'n ou wat in sy swakhede geroem het in God. Hoekom sê ek so? Want moes hierdie ou mos nou maar pretty much sê ek is nie blind nie, ek kan jou sien. Maar daar's kere wat ek ook kyk en dan vat hy die kers uit jou se hand uit. Dan is ek soos kom jy net agter nie. Um Soos ek weet, ek dink sommige mense net maar hy was die ou wat net 25 in sy bank gehad het, maar sy gebed was wat hy toe daar vertel, dat elke keer Here wys my iemand wat ek kan bless, wys my iemand waar ek kan uittreë om nog steeds te kan sien. En toe hierdie ou moes sê, "Jesus, ek is nie blind nie. Dit is nie werklik my verjaarsdag nie." Nee, eers sê hy, "Dis nie werklik my verjaarsdag nie." En die ou sê, "Jesus ou, weet jy elke dag wat jy kan wakker word, kan soos een voel. Nie hoekom jok jy vir my of enigiets soos dit nie." Tweede keer toe hy die brille afhaal en hy sê ek's nie eintlik blind nie. Toe draai dit 'n bietjie na soos baie kere doen ons wat ons moet om te probeer oorleef. Nêrens het hy teen die ou terugbeklei nie. Nêrens het hy teen die ou gesê soos hoe durf jy my want hy het gesien daar was 'n effek wat hy gehad het op die ou. Eventually man hulle het vir hom ja, regtig vir geseën, maar die karakter van die ou was hy het van moeilike plekke afgekom. Hy het staat gemaak op God en dis waar hy beweeg het. Toe veroorsaak dit sy karakter in die oomblik van tegnies jokkie vir my, dat sy karakter in daai oomblik nog steeds was, ek sien nie goed in jou. Ek probeer nog sien, nog steeds vir jou uit 'n plek uit van genade. Genade was absoluut asof dit stamps op jou voorkop sit toe mens die video gekyk het. Lukas 9 vers 23 tot 25. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. Dis nie 'n formule wat vir jou beheerliking gaan bring eendag in die hemel of daar's dit voel soos suffering soms. Maar ek dink regtig jou perspektief moet verander na omdat hy God is dit nie vir my 'n prys om te betaal nie. Here, U dit in die eerste plek vir my en nie aan my toevertrou. Baie kere dink ek sit ons vas omdat ons nie of ons voel ons sit vas. Dis Here, eers wanneer doen ietsie met my? Hoekom voel dit ek float net rond en ek doen net my eie ding en ek kom nie eintlik ergens uit by iets nie. En ek dink baie kere is dit omdat ons in die eerste plek erns nie gehoorsaam was nie. Ons sit vas. Baie kere sien ons met profetiese woord kom die mense vir hierdie jaar se konferensie, volgende jaar selfde woord, die jaar daarna selfde woord en hulle raak al kwaad, maar soos wat het jy gedoen met die woord wat ons vir jou gegee het in die eerste plek? 'n 'n regte bring hom terug huis toe. Ouers, as jy vir jou seun sê, gooi die asblik uit en hy gaan vee en mop die vloere. Great, dankie. Maar dis nie wat hy gevra het nie. As hy die banke gaan ophof en ek weet in jou kar was. Great. Nog steeds nie waarvoor ek gevra het nie. En ek dink baie keer is ons in daai posisie, die Here vra of hy verwag iets van ons en dan gaan doen ons hierdie ding want hierdie ding is meer gemaklik. En ons besluit nee, maar hierdie gaan mos nou dus gaan na die Zanzibar uitreik toe of kom ons vat Zambië wat nou verby is sodat niemand voel ek pressure hulle as ek sê Zanzibar uitreik nie. Gaan na die Zambië uitreik toe. Ja, Here, maar ek sal die hospitaal uitreik vir jou doen. Jesus in die 60 aan na die Zambië uitreik toe. Jesus, maar Here, ek het gister vir daai ou buite Checkers gebid en ek het absoluut seker gemaak U manifesteer daar en sy knie genees aan Zambië toe. Baie kere selfs so hy skaap. Ek besluit waar ek en hoe lank ek wil eet. Luister na die herder. Daar's iets wat die Here in jou wil wakker maak, as iets wat die Here in jou wil opbring om karakter te bou, om iets in jou te laat groei as gevolg van die gehoorsaamheid wat ons toepas. As gevolg van Here, ek hoor, ek doen omdat U God is. Ons 'n stelling wat ek eintlik los vir die einde, maar ek wil hom nou gooi. Is
Ons verhouding met die Here is nie 'n transaksie as dit kom by gehoorsaamheid. Here, ek is gehoorsaam, so ek gaan beloning in die hemel kry nie. Here, ek is gehoorsaam, so môre gaan dit goed gaan met my en iemand gaan my bless. Dis nie 'n transaksie nie. Ons omdat hy God is gehoorsaamheid ons reaksie. Punt. Omdat hy God is, moet ons reageer in gehoorsaamheid. Glo jy werklik dat hy God is? Die antwoord is ja. Gehoorsaamheid jou enigste opsie waarna jy kan vaskyk. Hy moet eerste prys wees. Daar is nie iets wat bo hom is of iets wat sy plek kan vat nie. Gehoorsaamheid is jou opsie. Daar's die enigste deur. Waar het hy meer van 'n welbehae in gehoorsaamheid? Nie as die offers wat jy by Checkers gaan doen het en by die uitreik gaan doen nie, in gehoorsaamheid. Dis waant hy wil hê jy moet hardloop. Rondom die skape, 'n vreemde konsep vir my was, skape het 'n spesifieke ja, hulle kan nog steeds wyd sien, maar al manier jy hom kan bekruip is van agter af. En sodra jy hom bekruip of jy het hom, hulle soos die ouens verduidelik, jy gooi sommer die arm om die nek. Daar's twee dinge wat hulle doen wat hulle dadelik laat kalmeer. En die een is of jy dit klink nou vicious, dis glad nie wat ek bedoel nie. Of hy trek sy nek op sodat hy opkyk en dan kan hy nou nie eintlik sien waar hy loop nie. Dan is hy al klaar bietjie deur die mis want nou weet hy nie waartoe hy gaan nie. Of die ander ding is soos wat hulle hom skeer. Sit hom op sy boude want nou is sy voete in die lug want hy kan ek het Jesus ek het so maar ek het so 'n video gekyk van 'n man wat hierdie wat hulle skape so vinnig skeer. Daai ding beklei voor die tyd. En sodra hy sit op sy boude, toe sê hy soos, "Okay, vat my." Dis hy dadelik. Toe gooi hy. Vreemdste ding wat ek ooit gedink ek het gaan van die verhoog af sê. Yes, like it. Maar ja, nee, dadelik. So daai hulle kalmeer dadelik. So dan lê dan sit hy die nekkie die kant, skeer maar die kant, van daai kant toe. En ek dink ons vind onsself gaan Anita vir jou so gryp en oor die skoot trek en skeer. Nee, okay, terug by woord en lewe, woord en lewe. Yes, like it. Nee. Ek dink sodra iets ons aandag aftrek, vind ons self in die plek dat ons gemaklik raak en nie meer luister na dit wat hy in die eerste plek anyway gestuur het nie. Sodra iets toelaat dat jou aandag of af is of is 'n gemaklike plek om te wees. Want een van die moeilikste dinge teenoor gehoorsaamheid is 'n gemaksone. Dis een van die moeilikste plekke om dit te doen, want hierdie is tog so lekker. Jou dissipline om vroeg die oggend op te staan en te bid is tog nie so lekker in die winter nie. Maar in die somer, is alright, ek word anyway warm sodra die son opkom. Of anyway wakker sodra die son opkom, want dit is warm. Want daai is nie die gemak waarna ons moet hardloop nie. Ons moet hardloop na die gehoorsaamheid ongeag. So ons voorbeeld, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en elke sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat voor hom gehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sonders teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Is daar baie gehoor, hardloop die resies voluit, oë gefokus op hom. Daai is ons voorbeeld. Dis nie dis great wanneer iemand so pas gered word, gedoop word, Heilige Gees gedoop word en beweeg. En dan ergens gryp gemak weer in. En gemak, ek het vyandskap as dit kom by gemak. Ek vind myself soms weird goeders doen net om aspris te wees om uit te probeer breek. Want is regtig iets wat jy jouself baie vinnig in kan vind. Ons kyk by die tieners, selfs die hoeveelheid tyd wat ons 'n dag op ons fone spandeer, die gemaksone van ek het myself al gevind. Ek dink ek staan 7 uur op en dan
Dis nou op 'n afdag, nie elke dag nie. Asseblief, ek soek mens, ek mag 7 ure slaap. Maar wat ons kyk na wat ons kyk na die hoeveelheid ure en ek het myself ook al in 'n plek gevind dat ek so 7 uur wakker word, omdraai, jy telefoon op en dan voordat jy weer kyk, daar's 2 ure gone. Maandag is ons afdaal en dan vind ek myself as ek stel daai wakker al vir 5 uur en sommige maande staan ek op, ander maandae as ek 8 uur miskien uit die bed uit of dis snooze of dis ek kyk 'n videoetjie of 2 of 3 of 4 of 5 of baie. Maar dis wat ons doen. Dis vinnig. En nou ek vir my voel ek Instagram het 'n erger ding gedoen. Hulle het nou jou toegelaat om jou vinger in die hoekie te sit en dan maak dit die video nog vinniger gaan. Sodat jy vinniger kan uitkom by die klimaks van die video dat jy nou nie voel jy mors tyd nie. En dan kom jy vinnig by hierdie ding uit. En dis hoe jy met 'n slappe vang, want dan dink jy, nee maar ek gaan gou vinnig hierdie videoetjie kyk. Ja. Nee, hy vang jou baie vinnig. Romeine 12 vers 1. En hier is die groot prys wat ons moet betaal. Ek moet soontoe blaai want hy's nie hierdie keer op my blad nie. Soek net vir Handelinge en dan weet ek, hey, daar's Romeine. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hier kom ons minimum. Dit is julle redelike godsdiens. Dis ons beginpunt. Die plek wat verwag word van ons in die eerste plek. Die prys wat jy betaal is, Here, hier's my liggaam, doen met my wat U wil. Hierdie is 'n offer aan U. Ek wil seker maak ek vind guns, ek vind 'n welbehae in U oë en in U hart in dit wat ek doen. My liggaam is U sin. My gedagtes is U sin. Doen met my wat U wil. Ons bid baie kere soos in die hemel net so op die aarde. Jaag ons dit na? Ook nie altyd nie. En dis waarvoor ek dink ons pas op baie kere of baie kere is bietjie lui oor. In ons gemaak. Dit is moeilik om my liggaam te sê kom jy in lyn. Gees is gewillig, maar die vlees is swak. Dis op daai oomblik wat ek wou gesê het oor jou reaksie teenoor God is gehoorsaamheid. Maar hy het vir my lekker gesit by die vorige een. Nommer 2, beloning. So hier's 'n paar ouetjies wat ek deur gaan hardloop. So as jy nou gevoel het hierdie is doom and gloom, is ek jammer. Daar is 'n prys wat jy gaan betaal en ons weet jy lê jou lewe neer, maar jou oog, daar is 'n beloning wat gaan kom. Moet jy dit alles doen uit die oogpunt net uit van, "Yes, daar gaan 'n beloning vir my wees." Nee, want dan vind jy jouself weer ek gaan as John my R50 gaan gee om sy kantoor deur toe te maak. Eers dan gaan ek dit doen, maar as ek nou hierdie kant is en ek sit op 'n naad van my rug en hy sê kan jy gou my deur vir my gaan toemaak? Sonder die beloning gaan ek dit seker nie. Hy het R20 in sy sak. Nee John. So daar is 'n beloning wat vir ons kom. Romeine 8 vers 18. 'n Paar blaadjies terug. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Die interessante ding vir my van die heerlikheid, die verduideliking in as jy nou gaan kyk na die Blue Letter Bible soos wat hulle gaan is soos die regte betekenis van daai heerlikheid. In Engels so daai heerlikheid is of that condition with God the Father in heaven to which Christ was raised after he had achieved his work on earth. Ons 'n heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word in die hemel as gevolg van ons gehoorsaamheid wat ons het aan hom, as gevolg van ons verhouding met hom, as gevolg van hoe ons reageer wanneer hy ons in 'n rigting stuur en ons sê yes Lord. Ons het baie keer al ook gepraat oor well done good and faithful servant. Sorry vir die Engels. Jammer JC. Um ons het baie keer al gepraat van dit. En dis wat ons elkeen wil hoor. Daar's niks wat 'n persoon se hart baie keer roer soos Jesus ek trots op jou. Well done vir dit wat jy gedoen het.
En om dit van, ek wil sê die Vader van alle vaders te hoor, die goeie Vader te hoor, gaan iets absoluut binne jou moed skuif, as dit is iets is wat jy wil hoor. Hy is 'n beloner. Julle ken Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nommer 1, van die wat hom soek, beloon hy. Openbaring 22 vers 12. Ek gaan sommer spring soontoe. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Hy is 'n beloner van jy wat hom soek. Die wie klop sal vooropgemaak word. Die wie soek sal vind. Dis 'n beloner vir die wat hom soek, maar ook vir die werke wat hierdie kan doen, daai goeie werk. En nou moet ons pas op vir, deur werke word ek gered. Nee, ook hierdie ding waartoe ons gaan nie. Want dis dieselfde goeie werk waarmee hy hom verheerlik. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Gehoorsaamheid, goeie werke waarin ons moet beweeg. Hy beloon nie net omdat ons hom soek nie, maar ook vir die goeie werke wat ons hierdie kant verrig in sy naam. En is nie uit ek dink hier is 'n goeie ding nie, dis nog steeds in gehoorsaamheid in gehoorsaamheid en in krag in en saam en deur die Heilige Gees. Hoe anders openbaar ons of hoe anders voel ons die prikkels. Die was vir hom nie. Jou eie werk en arbeid. 1 Korintiërs 3 vers 4 tot 8. Die eerste helfte is maar net regtig grootliks om ek kan dit eintlik maar skiep. Dis baie van die ouens sê nee, maar ons volg Apollos en nee, ons volg Paulus. Wat ons hier doen hier voor gaan vir jou laat weet oor wat jou verwagtinge is, of wat die verwagting is van jou. Maar net om te hoor op 'n Sondag, net om te hoor op Tansani se boodskap vroeg in die oggend of 'n goeiemôre boodskap wat sy vir jou skrifgie stuur, is nie wat jy in die hemel gaan kry nie. Jou gehoorsaamheid is die ding, jou verhouding met die Here, jy wat hom aanvaar as wat jy daar gaan kry. Ek lees vanaf maar hy wat plant, kan ek vanaf lees, kyk of jy my daar kan vind. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Dit wat jy doen gaan bepaal die beloning. Jy kan doen wat hy doen, sy beloning gaan sy beloning wees. Daar gaan geen daar's nie 'n overflow bucket van sy gehoorsaamheid wat hy dan kan skep in joune nie. Dis vir die werk wat hy verrig het wat hy voorbeloon gaan word. Al was ek sien nou jou gesig en jou brilletjies. Al was Karla saam met hom in Zambië en hulle het saam daai kan funksioneer. Sy het haar eie beloning wat vir haar wag. Al was sy saam met JC daar. Daar's geen overflow wat dit wat ons hier voordoen of dit wat ons inlewe en omdat ons dit aan julle verkondig 'n effek het vir julle beloning nie. Baie keer as ons op uitreike beweeg en die ouens staan jou vir ek wil amper sê 12 en eers 6 nie. Soos van die ouens ril vir jou. En 'n ding wat ek baie kere afsluit is en hulle roep jou terug. Ek was al so 3, 4 keer teruggeroep as jy dit vir hulle sê. Want dan besef hulle, is dit dis reg as jy hom nie vandag wil aanvaar nie. Maar wanneer die dag kom, die laaste ding wat jy nie kan sê nie, jy het nie geweet nie. Vandag het ek seker gemaak jy weet. Net soveel soos wanneer ons vir julle vertel, die ou wat in die woord kom, maar en hoor, maar dit nie doen nie, soos 'n ou wat in die spieël kyk en vergeet hoe hy lyk. Selfde konsep. Daar's 'n verantwoordelikheid aan jou kant wat jy moet doen om by jou beloning uit te kom. Ek wil jou nie probeer bang maak vir jou beloning nie, maar daar is 'n verantwoordelikheid wat ons elkeen het. So wat is ons mikpunt? 2 Korintiërs 4:17 tot 18. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van die heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
Moeilik is dit vir ons as mens om baie keer self die konsep net van ewigheid te snap. Nou moet ons snap, ek sien nie die ding nie, maar ek hardloop vir die ding. Iemand het al verduidelik dat die Heilige Gees is of as dit kom by die drie eenigheid verduidelik. Ek het al twee voorbeelde gehoor. Een is soos wat's die Napoleon of die um man, dis die Romeis met die drie flywers. Hulle het dit al so verduidelik, Neapolitan. En iemand anders het dit al verduidelik as die son, maar die son is maar die beste op soos verduideliking van een ding, maar hy drie manifestasies. Hy het hitte, hy het energie wat hy kan uitgooi en uitlig. En is drie dis 'n easy way to break it down, maar om dit te verduidelik. Maar onsigbaar, maar nog steeds iets wat ons totaal en al ervaar, totaal en al weet ons kan mee funksioneer, totaal en al weet dis 'n realiteit in ons almal se lewens. Ons moet kyk en mik vir die onsigbare. Die sigbare dinge wat hier op aarde is, die huis, die kar, die klere, die skoene. 3 jaar later is dit 'n mot het gevreet in die kas en dan is ons klaar met dit. En ons koop 'n nuwe een aan. Daai beloning verdwyn nie. My laaste twee. Bly vir my saam hiernatoe. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3. Eintlik baie kort boekies hierdie van Johannes. 5 vers 2 tot 3. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Gehoorsaamheid aan God moet nie vir jou swaar wees nie. Gehoorsaamheid aan God, die prys om te betaal, moet nie vir jou swaar wees nie, want jy doen dit met 'n liefdeverhouding met God. Here, vir U, my reaksie tot U is gehoorsaamheid. My reaksie tot U is my eerste plek. U is my eerste prioriteit. Wat U sê gaan. As hy God is gehoorsaamheid nie vir jou 'n opsie nie. Jou reaksie. Ek gaan weer teruggaan na my offergawe skrif, Matteus 6 vers 19 tot 24. Ek gaan vra dat ons band so lank opkom asseblief. Of die band, ons band is almal se band. Matteus 6. Kan ek net sê, dis regtig lekker om hoor my hart. Dis dis regtig lekker om op te kyk en mense te sien wat saam met jou aanbid. Ons sit die oefening in en baie keer is hierdie die overflow. Ek het vanoggend ook verduidelik, want net baie keer en dit moet die overflow wees. Want ons dit in ons persoonlike lewens doen soos as band sodat jy kan sien, yes, hier is eintlik krag hier is eintlik lewe hierin en nie net iets wat ons tel die gitaar op en ons kyk net wat ons doen en daar gaan ons nie. Um maar is lekker om op te kyk. Hoekom? Hierdie is wat ons eendag regtig waar en ek passievol oor dit is iets wat ons eendag konstant gaan doen, aanbidding. En is lekker om op te kyk en saam met mense om te kan verheerlik en nie baie kere voor te kan sit en jy voel jy is die enigste een wat die vreugde voel in die kamer nie. Self met worship songs ook om sy teenwoordigheid te voel. Ek het met die tieners gesels oor aanbidding en of hulle iets aanvaar in aanbidding Vrydag. En die meerderheid van hulle yes, en ons 'n paar ouens wat nie doen nie. Great. Ons werk met jou op 'n plek om gesels want as ek daai sleutel vir jou kan openbaar wat aanbidding in jou lewe en jou verhouding met die Here gaan doen. Dan min wat jou gaan keer. Matteus 6:19.
Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, dis maar die fokus, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Ek gaan nog nie gaan sit by die klavier nie, maar daar is iets wat ek net eers gaan aansit. Net vir die oomblik. Baie kere laat 'n mens nou maar net toe, daar is 'n oomblik. Mag julle kan maar sommer ook die ligte afsit, want dan ek gaan nie na anyway in die aanbidding in. Vat vat 'n kort tydjie en die doel vanaand is regtig om te kyk, Here, waar is dit wat ek U nie in eerste plek sit nie? Waar is ek meer gehoorsaam aan in my eie lewe as wat ek is aan U? Here, waarop maak ek meer staat as op U woord? Waarop maak ek meer staat as op U rigting? En watter skat in jou hart is vir jou meer kosbaar as God self? Sak julle koppe. Jesus. Here, ons hart soek tog is na U. Here, U is ons eerste prys. U is ons eerste plek. Ek bid sommer agterna, Here Jesus, wys vir my, waar sit ek U nie in U regmatige plek nie. Eerste plek in my lewe, Here. Wys my, Here. Vir elkeen wat iets ervaar, vir elkeen wat sien waar dit is. Ek dink baie keer is dit baie maklik vir ons om dadelik eintlik vas te hou in wat dit is. Sê, Here, ek is jammer dat ek iets anders bo U geprioritiseer het. Here, ek kom maak myself onderdanig aan U. U is my koning. U is my Heer. U is God van my lewe. Ek sit U weer in eerste plek. Dankie, Here, dat ons altyd kan terugdraai na U toe, Here, altyd. Here, daar's genade vir ons elke dag opnuut. Here, dankie dat ons kan terugdraai en kan sê jammer. U staan elke keer met oop arms vir ons en wag. Here, dankie dat ons kan staatmaak op U karakter. Dankie dat U nooit Uself vererg vir ons nie. Here, U is die goeie Vader. U is ons herder. Here, en mag ons gelei word deur die Gees, sodat ons kinders van God kan wees. U is ons koning, Here. U regmatige plek. Jesus. Here Jesus, dankie dat ons U kan aanbid. Here, dankie dat U meer as
net iemand is wat die prys vir ons betaal het, Here. U is ons Heer. En ons sal ons lewens onderdanig stel aan U. Ons onderwerp onsself aan U, Here. U wil, nie ons nie, Here. U is die eerste skat in ons hart, die grootste skat. Ons is lief vir U. Dankie, Here Jesus. Amen. Great. Ek kan julle nog nie sien nie, maar ek hoop julle ry veilig huis toe. Dankie dat julle gekom het. Ons is lief vir julle. Ry veilig en ons doen dit weer volgende Sondag. Sien julle Dinsdag by die kursus en woordskool Maandag. Totsiens. Bye.